Die afgelope tyd is ons besig met Efesiërs en vandag kom ons by 'n plek van ons identiteit en autoriteit in Christus. Efesiërs het ons gesien vanaf hoofstuk 1 tot 3, hoe hy kom en hy sê, wie is jy, wie is jy, wie is jy? En waar ons hier stil staan by Efesiërs 6, waar dit gaan oor die wapenrusting, geestelike oorlogvoering, en al daai goeders val in hierdie prentjie. Jou identiteit en jou autoriteit. As jy nie weet wie jy is in Christus, in ons Vader en sy koninkryk nie, dan gaan jou verhouding met God nooit groei nie. Dit sal godsdiens wees. Ons doen die regte dingetjies, maar hy wandel saam met Vader. Dit sal voel asof jy nooit daarby uitkom nie. It's something there. En dan die autoriteit waar hy vir ons geroep het. Mense, soos wat ek die afgelope tyd met u gedeel het, dis hoe ons lyk in die koninkryk van die wapenrusting. En ons het gekyk verlede week en na Gideon se roeping en Dawid en Goliat. Maar wanneer ons in die koninkryk van God in is en ons begin 'n pad met hom stap, dit is hoe ons lyk. Dis wie ons is. Toegerus, identiteit vasgemaak. Ons het dit verlede week en 2 weke nou al deurgetrap en die skrifgedeelte wat ek die hele maand mee gewerk het, is Efesiërs 6 vers 10. Nou, as ons nou weer dink aan Gideon en ons dink aan Dawid, en ons sien die prentjie van hierdie soldaat wat toegerus is, dan wil ek hê iemand hierdie woorde hoor. Verder my broers, word kragtig in die Here. Word kragtig in die Here. Ons kan nie buite hom funksioneer nie. En die krag van sy sterkte. Dit is waarin alles vasgevang word. Ons identiteit en ons autoriteit lê nie in onsself nie, nie in ons kapasiteit nie. Ja, die Here bemagtig en bekrag ons en ons kan doen wonderlike dinge. Maar as gelowige, as kind van God, hier lê, dit is ons hele vertrekpunt. Buite dit is ons absoluut magteloos, kragteloos. Ons kan nie die Here impres nie. Ons kan nie. Kinders wat sukkel met hulle identiteit, hulle wil hulle ouers impres. Kyk pappa, kyk mamma. Ek beleef en werk baie keer met volwassenes wat nog steeds op hierdie ding, my pa het my nooit raak gesien nie. My ma het my nooit raak gesien nie. En tot vandag toe probeer ek, wat ook ek al doen, probeer ek om hulle guns te kry. Ek probeer hulle guns kry, ek probeer. Dit is net asof ek net nooit goed genoeg is nie. En in die koninkryk van ons Vader het van sy kant af alles gedoen om sy liefde aan ons te openbaar. En hy sê, kom my seun, kom my dogter. En dis waar hierdie lied wat ons vanoggend net gesing het, Vader, u hart is vir my. Ek wil hê met hierdie vers, as jy nou 'n vers is wat jy in Efesiërs kan vasmaak, dan is dit hierdie vers wat jy op die spieël kan skryf, wat jy agter die badkamer deur moet skryf, wat jy oral kan skryf, waar jy ook al gaan, dat dit screensaver is. Verder my broers, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Wanneer ons kyk na Gideon, wat ons verlede week na gekyk het, waar die engel van die Here na hom gekom het, en hy sê vir hom, die Here is by jou dapper held. In Rigters 6 vers 12. En engel sê, the Lord is with you, you mighty man of valor.
Wanneer God na ons kyk, dan kyk hy deur sy identiteit na u en my. Hy kyk nie soos wat ek en jy kyk nie. Hy sien wie ons is, hy sien ons potensiaal, hy weet wie ons is. Wanneer ek in die spieël kyk, dan sien ek 'n prentjie. Maar wanneer God na my en u kyk, dan sien hy 'n ander prentjie. Hy sien 'n ander prentjie. En hierdie engel kom sit by Gideon, en Gideon bekla sy lot, en is as God by ons, hoekom gebeur al hierdie goeders? En vers 14, die Here het toe vir Gideon toegedraai en vir hom gesê, gaan met hierdie krag wat jy het, en gaan bevry die Israeliete uit die mag van die Midianiete. En hier lê die kragtigste woorde. Ek stuur jou. En Gideon sê, maar ek kan nie, ek is te swak. En dit is asof hierdie engel hom nie hoor nie. Hy sê, gaan, die Here is met jou. Mighty man of valor, gaan. Ek. En wanneer God na hom kyk, sê hy, gaan, mighty man of valor, ek is met jou, ek het jou toegerus, ek het jou bemagtig, ek het jou bekragtig. David, ek wil u met hoor, hoe David sy identiteit en sy autoriteit vasgemaak het. Gideon het gesukkel, hy kon dit nie sien nie. Maar hy kom spreek dit so oor hom uit. David, in 1 Samuel 17 vanaf vers 45, hier kom David voor Goliat, en David spreek hierdie woorde. Luister net hierna. David skree terug, jy kom toe na my met 'n swaard en 'n spies, en 'n kromswaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige. Hoor waar lê sy identiteit, hoor waar lê sy autoriteit. Efesiërs 6 vers 10, verder my broers, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. David het dit gevat, hy het dit verstaan, hoor wat sê hy. Maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige God van die heerskare van Israel, wat jy staan en beledig. Vandag gaan die Here jou in my mag gee. Ek sal jou doodmaak, jou kop afkap. En David sê, dis wat vandag gaan gebeur. Maar hy kom nie in sy krag en sy autoriteit nie. Maar hy sien iets wat ek en u nie sien nie. Hy sien iets wat Goliat nie sien nie. Weereens, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. As ek en u nie daai woorde verstaan nie, dan gaan ons nie verstaan wie is ons as gelowiges nie. Ons gaan nie. We are only going to survive. Here, geef my 'n bietjie krag vir vandag. Help my net om deur hierdie dag te kom. We will live in survival mode onder reserve die hele tyd. En dan kom die Here en hy sê, my kind, sien wat ek sien. Word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Weereens, kyk na daai prentjie. Kan u sien wat ons Vader sien? Jou identiteit en jou autoriteit lê nie in jouself nie, lê nie in jou kapasiteit nie, want dit is nie daar waar ons dit sal kry nie. Vers 15, Efesiërs 6. En as skoene aan jou voete, hierdie woorde is verskriklik belangrik. Bereidheid vir die evangelie van vrede. Bereidheid. Nou ons dink baie keer, hierdie bereidheid, in die Engels praat hy van to be prepared. Hierdie preparedness sien ons, ek moet in die kerk sit en ek moet bemagtig word en ons leer preke en ek is nog nie daar nie en ek moet nog te veel leer iets. Nee. Ons is bekragtig deur God, maar hier lê die klem vir u en vir my. Is ek bereid om die evangelie van vrede te kan gaan verkondig? Is ek bereid?
Want dis waar die sleutel lê van hierdie hele ding, word kragtig in die Here. Nou word ons bekragtig. Hoekom? Net sodat ek kan survive. Want dit is hoe die meeste van ons as Christene leef. Ons leef letterlik in survival mode. Ons kan nie sien wie ons is in hom en wat hy vir ons vra nie. Hy sê, jy is myne. Om te leef op hierdie aarde, om 'n verskil te maak. En dan sê hy, om die evangelie van vrede, en hierdie vrede is hierdie kosbare woord shalom. Dis nie net vrede nie. Wanneer Paulus hier praat, sê daai woord sê shalom. En daai woord is so vol van God se grootheid. Heelheid, volheid, gesondheid, welsyn, dis die volheid van God se teenwoordigheid. Shalom. Dis 'n holistiese benadering. Dis nie net, hoor hierso, die evangelie dat jy tot 'n redding moet kom nie. Dis dat ons in die volheid van God kan kom. Toe Jesus aarde toe gekom het, met die evangelie van vrede, die engele het aangekondig, shalom het gearriveer. Dit is vir liggaam, siel en gees. Ons sien dit baie keer net as jou geestelike dimensie, dat die mense tot bekering kom. Nee, Jesus het gekom vir shalom, dat dit wat in die hemele is, aarde toe moet kom, maar ek sien dit nie so nie. Ons sien baie keer net een aspek, dat mense tot bekering moet kom. Kom net tot bekering dat jy my die hemel kan haal, maar verder gaan jy suffer op aarde. En ons prentjie is nie dieselfde nie. Die evangelie van shalom. Niks ontbreek nie, niks is gebreek nie. In harmonie, die regte verhouding met God, met mens, met jouself. Geestelike, emosionele, fisiese welstand. Ek kan nie voorstaan en sê, Vader, laat U shalom in my liggaam plaasvind. Laat ek in U shalom lewe, dis myne. Ja, ek is voel gebreek en deurmekaar goeders, maar ek is in shalom. Help my dat hierdie shalom deurvloei. Vader, my liggaam behoort aan U. Ek is gestuur op hierdie aarde dat my liggaam moet doen wat U vir my roep. Ek roep shalom, liggaam, siel en gees. Vir dit wat ek werk, die werk wat ek moet doen, ek het my liggaam nodig, mag U shalom deur my vloei. Ek kan nie myself beperk en sê, dit is nou maar nou net so as gevolg van nie. Ja, daar is seker goeie gebeur, maar ek kan sê, Vader, laat U shalom kom. Liggaam, siel en gees, nie net aanvaar, okay, dis is dit nie. Father, I stand today that your shalom will flow through me again. Nou, elke dag. Ek is in daai verwagting dat dit sal deurbreek elke oomblik, want ek is sy kind. Wanneer ek na iemand toe gaan, dan gaan ek met sy shalom en ek gaan bid vir iemand met vrymoedigheid, liggaam, siel en gees. In die begin het dit vir gevoel, hoe kan ek vir iemand gaan bid wat siek is? Hoe kan ek gebid vir iemand wat gebroken is? Sê, ek kyk verkeerd. Shalom is die boodskap van vrede wat ek moet gaan oordra. Ten minste kan ek iemand aan die Here toe lei, want geestelik voel ek dan okay, maar liggaam voel ek so 'n bietjie special. En ek kyk na myself deur my perspektief, en ek kyk nie deur myself deur God se perspektief nie. En hy kom en hy sê, en die skoene aan jou voete, bereidwilligheid. Wat breek daai bereidwilligheid? Die prentjie wat ek oor myself het. Dis wat die bereidwilligheid breek. Ek wil jy met mooi hoor, wat breek, wat stop jy in die bereidwilligheid? In jou gees weet jy moet gaan bid vir ou daar in die hospitaal. In jou gees weet jy het 'n boodskap vir iemand te gee. Wat breek my bereidwilligheid?
perspektief wat ek oor myself het. Ek is gebreek. Hoe kan ek vir iemand gaan sê die Here is lief vir hom? En ek voel nie so nie. Vader, laat U shalom deur my vloei. Vrede is die resultaat van regte orde onder God se heerskappy. Hoe sien ek myself? Want dit stop die bereidwilligheid van vrede. Die evangelie is ek mee bekleë, die woord het ek, die swaard het ek, die skild het ek het alles, ek het die Helwyn, mighty man of valor, gaan in hierdie krag van jou, want ek stuur jou. Ek wil hier, jy moet dit hoor vanoggend. God sê, ek stuur jou. Here, maar ek kan nie, ek is gebreek. U ken my verhaal van hoe klein was, hoe dinge met my verkeerd gegaan het. En jy sê, ja, ek stuur jou. Shalom is in jou. Die boodskap van vrede. Here, ek kan iemand na die Here toe lei, maar ek kan nie bid vir 'n sieke nie. Ek kan nie my hande op lê op iemand nie. Ek kan nie na iemand toe gaan om iets te gaan gee nie, want ek het niks. En hier, ek stuur jou. Die bereidwilligheid aan my voete, wat breek my? Die gebrek aan vrede. Die gebrek aan shalom. Hoe sien ek myself? Hoe sien ek myself? Ek dink ons almal ken hierdie prentjie. Ek het hom 'n paar keer in my lewe beleef. Nee, Bokkie. Ons het hom 'n paar keer beleef. Daai persoon staan nie daar in haar of in sy eie kapasiteit nie. As ek hier voor in die straat gaan staan en ek sê, wow, jy gaan sê, is jy simpel, boetie? Wil jy hê ek moet jou doodry hier in die pad? Kom in die pad uit, man. Maar laat daai persoon in die pad gaan staan. Julle, ons almal kry so benoudheid hier in jou binneste. Jy kyk onmiddellik, hoeveel het ek gery? Is my safety belt aan? Waar is my kar se lisensie? Wat het ek verkeerd gedoen? Onmiddellik, daai persoon staan nie daar in haar eie autoriteit nie. Daai persoon staan daar, die uniform wat sy aan het, die autoriteit wat sy het en sy stop, en ons stop. Is dit nie die waarheid nie? Dis wie ons is. Wanneer ons opdaag in 'n plek van onvrede, daag ek op in die autoriteit van God, van Christus, nie in my eie nie. Die Here het my gestuur. Hier is ek. Ons almal ken hierdie. Ek wil die koneksie maak vanoggend. Jesus is deur die Vader gestuur. Johannes 5 vers 19 sê Jesus vir ons, Voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself uit doen, tensy hy die Vader iets sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun net so. Vers 6 tot 38. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Johannes 20 vers 21. So sê Jesus dan weer vir hulle, vrede vir julle. Shalom. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook julle. Soos die Vader my gestuur het en ek gehoorsaam was en ek laat gaan het, so stuur ek vir julle. Vader, en hy openbaar shalom en hy sê, gaan. Wie stuur ons? Hy stuur ons. Gaan ek in my eie autoriteit, in my eie krag? Nee. Wanneer ek opdaag en sê, in die naam van Jesus staan ek hier vandag. Nie in my eie krag nie, nie in my eie kapasiteit nie, nie in my eie wil nie, maar in die bereidwilligheid om die evangelie van shalom aan jou te bring.
Wanneer u opdaag by 'n huis en die Here het u gestuur, dan weet u, ek kom nie in my eie krag nie. Die prentjie moet onmiddellik in u wees, Efesiërs 6. Toegerus, bemagtig, bekragtig en Here, ek gaan. Die voete van vrede, ek gaan. Jesus se sending word die kerk se sending. Matteus 28 vers 18 en 9 tot 20. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan my is gegee alle mag in die hemele en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels. Alle autoriteit is aan my gegee, sê Jesus. En nou gee ek dit aan julle deur die Heilige Gees wat in julle gaan wees. Nie in julleself nie. Ek het nie daai kapasiteit nie, ek het nie daai krag nie. Ek het dit nie. Maar omdat ek in Christus is, in sy krag, in sy autoriteit, en dat hy my stuur, dan kan ek gaan, soos daai speedkop en sê, stop. En ek bring die boodskap van vrede. Jaar in dag uit, sit ons in die kerk en ons hoor, en ons bereidwilligheid breek as gevolg van 'n gebrek aan daai shalom in my gees. So ek kom kerk toe, ek kom na die Here toe, ek kom na die kruis toe, omdat ek die heeltyd moet survive. Ek moet die heeltyd survive. Here, wees my genadig, ek is so sondaar. Nee, dis nie wie jy is nie. Jy's 'n kind en 'n dogter van die lewende God, en hy sê, alles wat ek het ek aan jou gegee. Gaan en gee daai vrede. Here, maar ek gaan in hierdie krag van jou. Sien wat ek sien. En ewe skielik voel ons 'n gappie in die oop see. Here, regtig? My kind, ek is met jou. Gaan. Om hierdie boodskap van vrede te verkondig. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees. You will bring that gospel of peace. Want dan elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie glo nie? En hoe kan hulle dan glo vir die wat nie gehoor het nie? En hoe kan hulle dan hoor sonder 'n prediker? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. Paulus haal hier Jesaja 52 vers 7 aan. Elke gelowige wat die boodskap van vrede dra, is deel van daardie vervulling. Paulus kom en hy skryf hier in Romeine 10, hoe gaan hulle hoor as ons nie gaan nie? As ons nie die bereidwilligheid van die skoene aan ons voete kan sit nie. Net om by iemand te gaan sit en die boodskap van vrede te kan bring. Paulus sluit af met sy eie roepstem in Efesiërs 6. En hy neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees, die swaard van die woord, en hoor wat skryf Paulus nou. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, in die krag van die Here, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee word en ek in my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvan ek 'n gesant is in kettinge. Ek's in kettinge, maar bid vir my dat ek die vrymoedigheid kan hê, die bereidwilligheid aan my voete om hierdie evangelie, die verborgenheid bekend te kan maak, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Dat ek dit kan vloei, dat ek kan praat wat die Here in my hart is. Hy sit in 'n dungeon en hy sê, bid vir my, dat ek hierdie vrymoedigheid kan hê, met hierdie evangelie van shalom aan die mense te kan deel. Ek kan dit nie vir myself hou nie.
Maar ek weet wat dit is, wanneer die druk kom, bid vir my, dat ek hy vrymoedigheid nooit ooit sal verloor nie. En dis wat ons vir mekaar moet bid, wanneer hy shalom nie in plek is, wat hy is nie, Johan, dat jy nie die vrymoedigheid sal stop, om die evangelie van vrede te kan ophou vertel nie. Die liefde van ons Vader, jy kan dit nie vir jouself hou nie. Al is shalom nie soos wat hy nou is, moet wees nie, maar dat ek die vrymoedigheid sal bly behou, om die evangelie van vrede te bly verkondig. Jou lewe mag dalk nie in shalom wees op die stadium nie. Soos Paulus dalk in 'n dungeon sit met jou eie, maar dat die vrymoedigheid sê, Here, u krag wat in my is, ek kan nie anders as om te getuig van u liefde en u teenwoordigheid en u liefde nie. Help my, dat ek hy vrymoedigheid, daai bereidheid van my skoene, nooit sal los nie. Nooit sal los nie. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Vra die Here. En Jesaja sê, Here, hier is ek, stuur my. Ons wil so beklei met die evangelie. Ek wil jou skok met my kennis. As iemand iets sê, wil ek iets anders sê. En dis die waarheid. Dis, and the peace of God that passes all understanding is not flowing. The love of God which is poured out in our spirit is not flowing. Jesus het nie gekom om ons uit mekaar uit te trek, maar dat die liefde van die Vader geopenbaar kan kom, dat shalom kan terugkeer. Wanneer ons vanoggend nagmaal gebruik, wil ek dink aan die volheid van Jesus, waarmee hy gekom het. En hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou, met hierdie shalom, die boodskap van volheid, van vrede. So wanneer u vanoggend die nagmaal gebruik, en hy broodjie breek, onthou wat Jesus kom doen, onthou wie hy is, en dan maak vas in jou gees wie jy is in hom, in